Hoeveel keer mense vir my vra, Picard, mag ek drink? Mag ek drink? Ek is 'n kind van die Here, ek is lief vir Jesus. Maar ek wil net weet, mag ek drink? Nou, ek wil jou 'n storie vertel. 'n Vriend van my was eendag by 'n troue gewees. Hy's 'n pastoor, hy's lief vir Jesus en hy's lief vir wyn. Hy wil 'n glasie wyn drink. En by die troue kom hy en hy wil 'n glasie wyn drink en die Here sê vir my, mag jy wyn drink? En hy dink, "Jesus, dis odd." En hy gooi maar vir hom 'n glasie Coke en later try weer 'n glasie wyn drink en die Here sê vir my, mag jy wyn drink? En hy dink hy los dit toe. Die hele aand wat hy probeer dink, miskien nou kan hy 'n glasie kry en dan voel hy die Here sê vir my, moet net nie wyn drink nie. Die aand toe hy huis toe gaan, kom in die parkeerarea en 'n man kom stap na hom toe wat 'n alkoholist was en sê vir hom, hoorie, ek het jou heel aand dopgehou en ek het vir die Here gesê, as daai pastoor vanaand 'n slukkie van daai wyn vat, dan drink ek myself dronk en ek skiet myself want ek kan nie meer nie. En ek wil jou aandag na dit toe trek, dat die gehoorsaamheid van daai pastoor het iemand se lewe gered daardie aand. Nou, drank is nie die issue nie, dis omdat daar iemand in die kamer was wat met God gepraat het en God het sy lewe gespaar deur iemand anders te gebruik, sy gehoorsaamheid te gebruik om nie in alkohol te verval nie. Nou ek wil ook vir jou sê, daar's niks fout daarmee om ietsie te drink nie, maar daar's alles fout daarmee om dronk te raak. En die Bybel sê, en ek het dit hierso neergeskryf, die Bybel sê in Spreuke 20 vers 1 dat wyn 'n spotter is. Sterk drank is 'n lawaaimaker. Hy sê en elkeen wat daardeur bedwelm word, is nie wys nie. So iemand wat sterk drank gebruik, iemand wat hulle self gee vir wyn en deur dit bedwelm word, sê die Bybel, is nie wys nie. Met ander woorde, iemand wat dronk maak met dit. Maar in Psalm 104 vers 14 sê die Bybel ook dat wyn die hart van 'n mens bly maak. So wyn maak 'n ou se hart bly. Maar die Bybel waarsku spesifiek teen die dronkenskap van wyn. En in Spreuke 31:4 sê hy, dit pas konings glad nie om wyn te drink nie. Dink gou jy aan, jy vandag is die koning, priester en profeet van huis as jy 'n man is. Jy is royalty as jy 'n kind van die Here is. En die Bybel sê wyn pas glad nie by konings nie. In Efesiërs 5 vers 18 sê die Bybel om nie dronk te word op wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die gees van God. In die dronkenskap van wyn is losbandigheid betrokke. Dit is nie God se hart vir jou nie. Dronkenskap is 'n groot issue. God wil hê jy moet eerder gevul wees met die Heilige Gees. Dis baie meer vryheid. Weet jy, ek het al die dronkenskap in die Heilige Gees ervaar dat ek gevoel het ek het nou so vanaand so baie gedrink. Maar dis nie waar nie. Ek was gevul met die Heilige Gees en ek kon die vreugde en vrede en ek wil amper sê die dronkenskap van die Heilige Gees ervaar in my dat ek kan nie vir jou verduidelik hoe amazing dit is nie. Word jy volgende oggend wakker, het nie 'n babbelas nie, gelds nie minder nie. Jy is nie dors nie. Jy is net vol van die Heilige Gees, vol van liefde, vol van vrede, vol van vreugde. Nou sê nee, Picard, jy kan nie dronk raak op die Heilige Gees. Het jy al ooit gehoor van melkdrank? Het jy al 'n babietjie gesien wat so baie melk drink dat hulle oogies bietjie trek en dan pas hulle uit? Net so kan jy gevul wees met die Heilige Gees. Hoe kan ons sê jy kan dronk word op melk? Niemand word dronk op melk nie, maar ons sien tog in babietjies die effek van sy te veel melk drink, noem hulle dan milkdrank. Dit is vir my so oulik as my dogtertjie milkdrank raak. Ag, sy slaap net eenvoudig te lekker as sy daar deurgaan. Net so ook sê die Bybel, moenie dronk word op wyn nie, maar wees gevul met die Heilige Gees. En dan in Galasiërs 5 vers 19, 20, 21 praat hy van die werke van die vlees en die werke van die gees. En hoor gou wat sy dronkenskap is 'n werk van die vlees. En iemand wat hierdie ding doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Daar's niks fout daarmee om 'n glasie wyn of 'n biertjie te drink, maar daar's alles fout daarmee om dronk te raak op dit. Nou wil ek jou los met 'n laaste gedagte. As jy sê jy's 'n disipel van Jesus en jy volg hom voluit en jou hart is om te sien hoe ander mense tot bekering kom en Jesus ontmoet en jy wil graag Jesus met die wêreld deel. Imagine jy sit in 'n restaurant. Hierdie is my oortuiging. Imagine ek sit in 'n restaurant en vanaand drink ek 'n lekker glasie wyn en nes die rekening kom, sê die Here vir my dat my waiter of my waitress deur 'n moeilike tyd gaan en hy wil graag hulle bless. Nou staan ek op, nou sê ek, hoor hierso, kan ek gou met jou chat? Ek voel die Here sê gaan deur 'n moeilike tyd, maar my asem ruik so na wyn of na drank, of sy het my bedien vanaand en gesien dat ek wyn het en ek het drank gedrink, en dan ontvang sy nie die woord van die Here deur my nie, omdat haar man by die huis dalk gesy praat elke aand en haar skop en slaan en vernietig. Familie val uit mekaar uit as gevolg van alkoholisme. Net so ook kan ek nie vandag bekostig om enige drank oor my lippe te sit. Ek tot bekering kom dat ek ophou drink, vandag 11 jaar laas, enige drank, nie nagmaal nie, niks alkohol gaan oor my lippe nie. Hoekom nie?
Ek wil nie 'n struikelblok wees vir iemand wat dalk moontlik Jesus kan ontmoet nie. Ek wil nie in 'n posisie kom waar my lewe, as gevolg van 'n glasie wyn wat ek net wil geniet nie, wil my lewe in 'n posisie kom waar iemand na my kyk en sê, maar Picard is dan 'n prediker en hy mag drink, so ek mag ook drink. Of Picard is dan 'n prediker en hy drink. Ek kan niks glo wat daai ouens sê nie. My man syp homself krippel elke aand en slons. En dis 'n hartseer ding. Alkohol verwoes lewens. Ek sien dit gereeld in skole. Soos niks fout daarmee met 'n glasie wyn nie. Niks fout daarmee om 'n biertjie te drink nie. Maar ons alles fout daarmee om in ongehoorsaamheid te wees teenoor die Here wanneer hy dalk met jou gepraat het om dit nie te doen nie, of wanneer jy 'n struikelblok is vir die mense om jou, of wanneer dronkenskap 'n probleem vir jou is. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, Here, dat U so goed vir ons is en ons so vry is om eintlik enigiets te kan doen. Here, maar dat U sê ons moenie ons vryheid nou gebruik om te sondig nie. Jesus, praat met ons harte. As daar enige iemand hier is wat weet dat drank 'n probleem vir hulle is, dat hulle verlossing van dit sal kry, totaal en al, heeltemal in die naam van Jesus. So enige persoon is wat nou luister en kyk, Here, wat voel hulle moet ophou, Here, dat U vir hulle sal bemagtig en bekragtig om te kan ophou, sodat hulle dalk nie 'n struikelblok vir iemand anders kan wees en hulle in die volheid van gehoorsaamheid kan stap. Vader, ek dank U vir die geleentheid vandag wat ek het om met U mense te praat. Seën elke persoon wat luister en kyk, Here, en ek bid dat U vrede en U vreugde en U volheid in hulle huise en lewens sal heers, in Jesus se naam. Amen.